'n man bid een oggend die volgende: "Sover vandag, Here, was dit 'n goeie dag. Ek het nie te sleg gedoen nie. Ek het nog nie geskinder nie, ek het nog nie my meer verloor nie. Ek was nog nie selfsugtig nie, ek nie knorrig of ongeduldig nie. Maar binne die volgende paar oomblikke moet ek opstaan om werk toe te gaan. En dan gaan ek u dalk baie meer nodig hê." Julle, ons het al so baie oor gebed gepraat en waarskynlik het baie van ons al meer oor gebed gepraat as wat ons self regtig gebid het. En ek worstel weer 'n keer in my lewe, ek het al baie daarmee geworstel en ek staans weer op 'n plek wat ek regtig met die Here hieroor worstel. Ek is al baie jare in leierskap in hierdie gemeente. En glo my, ek het al baie vir hierdie gemeente gebid. Ek het al baie vir individue in hierdie gemeente gebid. Die leierskap het al baie gebid. Ons bid elke Sondagoggend 1:30 voor die diens begin in die gebedskamer en almal van julle is welkom daar. As jy dit dalk nie geweet het nie. Almal van julle. Maar ek persoonlik smag nog steeds daarna na al die jare om te weet wat dit regtig is om 'n gebedspad saam met die Here te stap. 'n Gebedspad. Die saak van gebed is glad nie vir my gering nie. En ek hoop ook nie vir julle nie. Ons bou mos kerke rondom atmosfeer en die estetiese van die geboue en hoe goed is die kleuterbedieninge en hoe goed is die kinderbedieninge en hoe mooi is die ingangsportaal en hoe lekker is die koffie en die tee en ons bou kerk om allerlei goeders sodat ons net die mense kan tevrede hou dat hulle net volgende week sal terugkom. Want as ons nie mense tevrede hou nie, dan beweeg hulle maar net aan. Dis nie die tipe kerk wat gebou is in die Nuwe Testamentiese gemeente, in Handelinge nie. Kerk van die Nuwe Testamentiese gemeente in Handelinge was gebou op die heiliges, wat ons almal is, nê, wat op hulle knieë biddend was voor die Here, voor die Vader. En dit wat hulle gevind het in gebed dan voor die Here, was hulle aangehoorsaam sodat die Here die kerk kan bou. Voordat die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, was daar mense wat in die bokkamer gebid het, 'n groepie mense wat eintlik baie desperaat voor die Here was. Hulle het gesê, Here, U het gesê ons moet hier wag, hier in die bokkamer. En dis maar 'n bietjie awkward. Ons weet nou nie eintlik waarvoor moet ons wag nie en ons weet ook nie eintlik presies wat om te bid nie, maar ons wag. Want ons weet U is God en ons vertrou U. En wanneer iemand die woord gebed hoor of die woord bid hoor, dan kom ons nou verskillende prentjies in ons gedagtes op. Ek kan my indink dat die Katolieke se gedagtes wat gebed aanbetref dalk baie liturgies is, baie swaar is, miskien meestal beleidend van aard. Ek kan dink dat die Pinksterouens baie meer demonstratief is, uitgesproke is, verklaringe maak. Hulle kan nie ophou amen sê nie. En dan weet ek nie presies altyd hoe dink ons daaroor nie. Stil en hard genoeg. En dan weet ek nie eers altyd as ek geleentheid gee vir gebed, of almal bid en of sommige net wonder hoe lank gaan dit nog vat nie. Gebed het nie dieselfde betekenis vir alle gelowiges nie. Maar ek wil julle moet weet as ons vandag oor gebed praat, dan praat ek van jou tyd met God en my tyd met God. Ons verhouding met hom in gebed. Daar is natuurlik gesamentlike gebed en is baie belangrik,
Maar in sy verhouding met die Here het Jesus altyd eenkant toe gegaan en gebid tot die Vader. Gebid tot die Vader. Hulle het ook gesamentlik gebid. Daar's hierdie individuele persoonlike aspek van gebed en dan is hierdie gesamentlike of koöperatiewe aspek van gebed wat belangrik is. Maar die uitdrukking van hoe daardie byeenkomste gelyk het in die Nuwe Testamentiese tyd, weet ek nie. Dit kon stil gewees het en stemmig, dit kon verklarings gewees het, dit kon baie demonstratief gewees het, maar dit kon ook luister gewees het. Net stil word en luister. En ek het dit al ervaar en ek dink die meeste van julle het dit al ervaar dat jy soms so baie het om oor te bid, dat wanneer jy wil begin bid, dan weet jy nou nie eintlik waar om te begin nie en jy weet ook nie eintlik soms hoe om te bid nie. En dan sou die voorstel wees, begin net met ons Vader wat in die hemel is. En ek wil net oor dit praat volgende. Daai eerste sin van die gebed wat Jesus geleer het vir sy disippels, ons Vader wat in die hemel is. Die voorreg wat ons het tot toegang. Julle weet hoe leer ons praat? Hoe leer ons praat? Ons gaan ons universiteit toe om te leer praat. Ons gaan technikon toe om te leer praat of ons gaan skool toe. Nee, natuurlik nie. Hoe leer ons praat? Ons leer praat deur te luister. Ons luister. Stadig maar seker tel 'n klein kindjie woorde op en sy brein ontwikkel en hy kan hierdie woorde later uitspreek. Hy leer om te luister terwyl hy tussen mense is. Luister na sy ma en pa. Een van die maniere hoe ons leer om te luister is om natuurlik die woord te lees. Want as ons nie die woord van God lees nie, kan ons nie die Here hoor nie. Natuurlik ook luister ons na die Gees van God, wat net spreek in ons lewens in op verskillende maniere. Ons het al baie daarna gekyk. Ons moet luister na die rema woord van God, die nou en lewende woord van God. Rema is die Grieks vir gesproke of lewende of tydige woord van God. Wanneer ons ontmoeting met God het, moet ons luister. In hierdie besige wêreld waarin ons lewe, met televisie en rekenaars en natuurlik selfone, het ons nie meer tyd vir luister nie. Ons luister die meeste van die tyd na daai foon. Ons moet leer om stiltye voor die Here te hê. In die verlede het die mense gepraat van geestelike dissiplines. Dit is eintlik nog steeds geestelike dissiplines, maar dissiplines is nie 'n woord wat ons graag mee wil hoor nie, nê. Want ek meen as jy jou kinders dissiplineer, kan jy in die hof beland. En kinders het nie meer respek in die skole vir hulle onderwysers nie, want hulle mag nie gedissiplineer word nie. Dissipline is 'n groot ding, ook in ons geestelike lewens. Om jouself te dissiplineer, om te leer, om te luister. Geestelike dissipline in jou lewe. Herhaling vestig dissiplines. Om alles eenkant te sit, die stilste moontlike plek te vind en om te luister na die Here. Dit verander ons lewens. Ek weet nie wanneer laas jy dit ervaar het nie, maar dit verander jou lewe. Ek praat nie van meditasie nie. Ek praat nie daarvan soos om leeg te word voor die Here soos die New Agers maak nie. Dis eintlik om vol te word van die Here. Om te luister, stil te word voor hom, om vol te word van sy woord, om vol te word van sy Gees. As hy jou volmaak, kan jy begin praat met hom. Sy woorde terug na hom toe, deel van ons gebedslewe. Ons gaan die week voor Pinkster gaan ons bid en vas. Julle sal al die inligting daaroor kry.
Nie ter wille van onsself nie, ter wille van hulle wat Jesus nog nie ken nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om te bid en te vas. Ter wille van hulle hier om ons, elke dag, wat Jesus nog nie ken nie. Mense moet hiernatoe wil kom as gevolg van die teenwoordigheid van die Here, wat hier is. Nie omdat ons 'n wonderlike kleuterkerk het, of omdat ons 'n wonderlike ingangsportaal het, of omdat ons wonderlike lofprysing het nie. Omdat die Here hier teenwoordig is. En wanneer die Here hier teenwoordig is, is die koning hier teenwoordig. En wanneer die koning hier teenwoordig is die koninkryk hier teenwoordig. En wanneer die koninkryk hier teenwoordig is, kan hier wonderwerke gebeur. Kan daar ontmoetings wees met die lewende God. Maar ons moet weet, kan nie gebeur sonder 'n verhouding met die Here Jesus nie. Die Here het genade met ons. En ek weet dit en julle weet dit. Ek spreek dit oor julle uit elke Sondag as julle hier uitstap. Mag die genade van die Here Jesus Christus met julle wees. En hy het genade met ons. Ek hoop regtig ek sal nog lewe wanneer die herlewing kom waarvoor ons die Here so vertrou. En ek vertrou regtig die Here daarvoor dat hierdie herlewing wat kom nie net 'n tref en trap herlewing sal wees nie, maar dat dit volhoubaar sal wees omdat ons in verhouding met hom lewe van dag tot dag. Ons moet wegkom van platforms af na pilare toe. Ons het mense in die kerk nodig wat nie 'n platform soek nie, maar wat pilare wil wees. Steunpilare vir mense wat die Here Jesus nodig het. Ons het nie mense nodig in die kerk wat die mikrofoon soek nie, maar wat steunpilare wil wees, omdat hulle in verhouding met die Here lewe en dit net vir hulle maklik is om ander te ondersteun en te bemoedig en by te staan. Mense wat spasie maak vir die Gees van God om iets te doen. Nie self iets probeer doen nie. Sodat wanneer ongelowiges hier instap, dan stap hulle in die teenwoordigheid van die Here in en hulle vra die vraag, wat moet ek gedoen? Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om dit te hê wat hierdie mense het? Dink jou in so 'n tipe kerk. Ons spandeer eerder tyd daaraan om vrywilligers beskikbaar te hê en vrywilligers te wees wat bid en vra vir die Here om hierdie plek te vul met sy Heilige Gees. Daar's altyd spanne van opregte gelowiges, beskikbaar, heiliges, steunpilare, gereed om vir mense te bid, gereed om mense te ondersteun en hulle te disipel. Want dis hoe die kerk werk. Dis hoe die kerk veronderstel is om te werk. Voor op ons kalender sal julle die teksvers gedeelte uit Efesiërs 4, nee, Efesiërs 4 sien. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Ons almal. Sodat ons voortdurend toegerus word vir ons dienswerk, nie net op 'n Sondag hier in die kerk nie, maar wanneer ek in verhouding met die Here lewe en in gebed met hom is. In my persoonlike verhouding met hom. Ek weet nie of julle Paulus se gebede nou almal al weet waar dit almal staan nie, maar Efesiërs 1, Efesiërs 3, Kolossense 1, Filippense 1 onder andere, gebede van Paulus, en ek gaan net op 2 van hulle vinnig fokus vandag. Efesiërs 1 vers 15 is die eerste ene. O goed, net gou weer uitgaan. Efesiërs 1 vers 15, as jy dit so lank daar wil oopmaak. Paulus se gebede vir sy vriende, vir die heiliges, vir die gelowiges. 1 vers 15. Ek gaan lees.
Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. 1 vers 15. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie, wanneer ek in my gebede aan julle dink. Vers 17. Bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood uit opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al ter sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Hy sê, ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat wat? Dat julle hom werklik kan sien. Sodat julle hom beter kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Efesiërs 3. Ons kyk vinnig na Efesiërs 3. Vers 14. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader, 'n bekende gebed van Paulus. Ek het al voorheen daaroor gepreek. Buig ek my knie voor die Vader, sê Paulus, van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid. Ja, soveel beloftes waarvoor hy bid, sodat julle vervul kan word tot al die volheid. Dis wat die Here vir ons wil gee, hy wil die volheid gee. Maar hoe kry ons dit? In sy woord, wanneer ons met hom praat, wanneer ons in gebed met die Here besig is. Dis die tipe gebede wat Paulus bid vir sy vriende, vir die heiliges, vir die gelowiges, maar daar's iets wat ons in draak sien waarvoor hy nie bid nie. Waarvoor ons so geneig is om te bid. Hierdie mense in daai tyd het baie gevaarliker lewens geleef as wat ons vandag leef. Of jy dit nou wil glo of nie. Baie meer ontberinge beleef, swaar gekry, hulle vervolging beleef, dodelike siektes, dood, slawerny, onderdrukking, oorlog, verwydering van hulle vriende en familie. Hy bid nie vir 'n beter keiser nie. Hy bid nie vir 'n ander president nie. Hy bid nie dat die Here hulle sal beskerm
teen hierdie weermagte en wat ook al om die draai mag kom volgende nie. Hy bid dat die Here hulle sal ken en dat hy hulle met krag sal versterk deur sy gees in die innerlike mens. Dat hulle hom beter sal ken, dat hulle 'n gees van wysheid en openbaring sal hê. Hy bid vir hulle innerlike kondisie. Hy bid dat hulle in liefde gewortel sal wees. Dat hulle die Here sal ken, innerlik gevul sal wees met Jesus. En jy sien, wanneer ons dit het, waarvoor Paulus hier bid, dan maak dit nie saak wat ons trotseer nie. Dit maak nie saak wat die uitdaging in ons lewens is nie. Want jy sal weet wat om te doen en jy sal die nodige krag hê om dit te doen. Vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Hoe sterk is jou innerlike mens? Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Dis waarvoor hy bid. Nou as ek 'n gelowige is, het ek mos die gees van God in my. So hoekom bid Paulus dit nou vir ons? Want hy bid vir meer as dit. Hy bid vir meer as dit. En dis die uitdaging in die kerkwêreld vandag, julle. Ons weet so baie. Ons weet baie. Ons het al baie boodskappe gehoor. Ons het al baie preke gehoor. As jy die afgelope 6 jaar net elke tweede Sondag in die kerk was, het jy al 1000+ boodskappe gehoor. Hoe oud is jy? 60. 10 maal 1000, dan het jy al 10.000 boodskappe in jou lewe gehoor. Ons ken. Ons het baie kopkennis. Ons weet dat ons al hierdie dinge in Christus het, maar daar's 'n volgende vlak wat ons dalk nog nie beleef het nie. Dis een ding om te weet van die liefde van Christus, maar dis 'n ander ding om te weet, om dit te ken, om dit te ervaar. Nie net kopkennis nie, maar belewenis, wat iemand nie van jou af kan wegneem nie, wat niemand van jou af kan wegneem nie. Dis iets anders om regtig te weet hoe breed en hoe lank en hoe diep en hoe hoog die liefde van Christus is. Om dit regtig te weet. En dis wat Paulus vir hulle bid. Dat ons nie net sal weet nie, maar dat ons sal honger wees daarvoor. Honger sal wees vir 'n belewenis om meer van die Here te wil hê. Hier binne wil ek dit beleef, wil dit ken. En moet my nie misverstaan nie. Ek sê nie ons moet agter belewennisse aanhardloop nie. Daar's baie gelowiges wat geneig is om agter allerlei belewennisse aan te hardloop. Nee. Dit gaan nie oor die pad wat ek en jy individueel met die Here stap. Die manier wat ons dit doen is deur ons gebedslewe. Wie hou van 'n lunchbar? Nee, kom staan nie so. Wie hou van 'n teks? Kom broer. Wie hou van 'n barwan? Wie weet hoe pro lunchbar? Paar van julle. Wie weet dat 'n lunchbar goed is? Nie goed vir jou is nie, maar dat hy lekker is, nê? OK, wie weet dat wat 'n barwan lekker is? Ja, 'n barwan is lekker. Vir wie bære jy hom? Jy gaan dit nou voor jou kinders eet, geniet daai voorreg. Wie gee om dat dit lekker is, as jy dit nog nooit geproe het nie? As jy nie weet hoe lekker 'n teks of 'n lunchbar of 'n barwan is nie, wie gee om dan, hoe lekker dit is? Maar as jy eers geproe het,
As jy eers 'n lunchbar uitverkies het bo alles, as jy in 'n winkel instap, is dit die eerste sjokolade wat jy gaan soek. Of 'n bar one, of 'n Tex. Totdat jy nie een geproe het nie, sal jy nooit weet hoe lekker dit is nie. Kan julle sien hoe lekker dit is vir hulle? Wanneer jy hom geproe het, wil jy meer hê. Die gevaar met 'n sjokolade natuurlik altyd. As jy eers daai bar one geproe het, wil jy meer hê. Kry julle die punt wat ek maak? Wat Paulus hier bid, hy sê, hulle weet dit, Here. Hulle is vol van die gees van Christus, maar laat hulle dit weet in hulle innerlike. Laat dit iets wees wat in hulle harte is. Sodat as die vyand kom om hulle te wil aankla en hulle te wil beledig en hulle te wil lieg vir hulle, dat hulle kan sê, maak my niks. Ek weet hoe dit proe om in verhouding met Jesus te wees. En dis al wat ek soek. Dankie julle kan gaan sit. Julle skuld my 'n koffie. Eenvoudig. Ek wil Jesus hê. Dis al wat ek wil hê. En dit kom deur gebed. Ons beleef dit deur gebed in verhouding met die Here Jesus. Ons beleef hom wanneer ons na hom toe kom. Wat is die punt daarvan om Sondag hier na die dienste toe te kom en die Christen ding te doen as ons nie honger na God nie? Wat is die punt? Ja, ek hoor hulle sê 'n lunchbar is goed. Teenoor, ek het nou eendag 'n lunchbar geproe. Ja. Sal nie weer een van die hand wys nie. Sal dit nie weer van die hand wys nie. Ek het die volheid van die Here geproe en ek weet dit in my diepste binneste, in my innerlike weet ek dit. En ek het gesien hoe die Here werk in my lewe. Kathy Keller, vrou van Tim Keller, oorlede Tim Keller, het die volgende gesê. Sy was pas gediagnoseer met 'n kroniese siekte. Die 9/11 het pas plaasgevind en haar man Tim Keller was pas gediagnoseer met kanker. Hulle het skielik hierdie gebedslewe gehad wat oorlaai was met al hierdie dinge. En sy sê, ek haal aan. Imagine you were diagnosed with such a lethal condition that the doctor told you that you would die within hours unless you took a particular medicine, a pill every night before you're going to sleep. Imagine that you were told that you could never miss it or you would die. Would you forget? Would you not get around to it some nights maybe? No. It would be so crucial that you wouldn't forget. You would never miss it. Well, if we don't pray together to God, we're not going to make it because of all we are facing. I will certainly not. We have to pray. We can't let it just slip our minds. Hierdie ding waarvan ons vandag praat, is soos kroniese medikasie. Is iets wat aan mekaar gedrink moet word. Op 'n manier is dit soos die Gees wat voortdurend in ons is, om ons rondom ons is en deur ons wil werk, sodat dit eintlik iets kronies is wat ons moet word. Ons kan nie te lank sonder dit gaan nie. Ons kan nie te lank gaan sonder om in gesprek met die Here te wees nie. Dis iets wat gedoen moet word. Nie 'n gedwonge prestasie nie. Nie om vir ander te kan sê, hey, ek bid elke dag nie, jy weet, en ek bid so laat in die oggend en nee. Vader,
As jy nie jou pa sien of met hom praat vir 'n jaar of langer nie, dan is hy nog steeds jou pa. Dis nie dat hy die probleem is nie, dis jy wat die probleem is. Ek en Betsy het ons seun nou so vir 2,5 jaar nog nie gesien nie. En ons het nou die dag daaroor gepraat, dit gaan waarskynlik fisies 'n bietjie ongemaklik wees om in hulle geselskap weer te wees. Want ons ken mekaar se lewens nie regtig op hierdie stadium nie, maar ek het nog nooit opgehou om sy pa te wees nie. Ons praat dan nog gereeld oor die lig. En as dit die geval is, met my en my seun en dalk met jou en jou seun, hoeveel te meer is dit nie die geval met jou en jou Vader in die hemel nie. Ons het toegang tot die Vader. Efesiërs 2:17 en 18 sê, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God is, vrede vir die wat naby was. Deur hom, deur Jesus, het ons almal, Jode en nie-Jode, deur een gees vrye toegang tot die Vader. Die rede hoekom die Here se gebed begin met ons Vader, is omdat dit is waar dit alles begin. Ons verhouding met God die Vader. As jy nie die Here sien as jou Vader nie, as jy nie 'n goeie beeld het van die Vader nie, as die gedagte van Vader nie vir jou goeie herinneringe oproep nie, dan moet jy die Here vra om jou gedagtes te vernuwe. Sodat jy die prentjie kan sien van ons Vader, wat 'n omgee Vader is, wat 'n liefdevolle Vader is, wat jou geweldig liefhet en wat naby aan jou wil wees. Toegang tot die Vader. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Luister mooi, hulle is dit nie van nature nie. Ons het die reg ontvang om kinders van God te wees, alhoewel ons dit nie van nature is nie. Dis nie natuurlike oorsprong dat jy 'n kind van God is nie. So toe jy wedergebore is, het hy nuwe lewe in ons ingeblaas, nê? Hy het nie omgegee van watter kultuur of watter taal of watter nasie jy afkom nie. Hy het selfs die Aussies en die Amerikaners lief. Ons is nie van nature kinders van God nie. Hy slaan nie ag op ons natuurlike oorsprong nie. Hy sê, nou dat jy in Christus is jy uit my gebore. Eerstens uit my gebore, en dan gee ek vir jou kultuur as 'n geskenk vir al die nasies. Dis mooi, né? Sodat jy by ander nasies en kulture kan uitkom. Ek raak 'n bietjie meer persoonlik. Ek glo die Here praat nou, ek het dit al in die week ervaar met spesifieke mense. Ek weet nie wie nie. Die krag van die evangelie, die liefde van God, oorskadu jou natuurlike oorsprong. Waar jy ook al vandaan kom, of jou ouers jou wou gehad het of nie, die Vader is perfek, en hy het ons gevind, en hy het ons lief, en hy sorg vir ons, en hy gee om, en hy kan nie wag dat ons met hom moet wees nie. Ek ervaar regtig die Here wil jou vrymaak van die gees van verwerping. Ek's nie goed genoeg nie. Jy voel dalk al jare verwerp. Jy voel dalk net in die afgelope tyd verwerp. Die Here wil aan jou openbaar vanoggend. Die Vader het jou gevind. Nie menslike besluite nie. Nie 'n man se besluit nie. Jy is nie hier omdat jou ouers dit besluit het nie.
God se wil. Jy dink nog altyd, jy was maar net 'n verrassing, 'n glipsie, het jy gehoor. Nee. En as jy vandag hier sit, en jy's dalk die produk van verkrachting, jy's nie enigsins minder waardig as enige iemand anders hier nie. In die oë van God nie. Jy is 'n kind van God met die volle voordele van God die Vader. As jy buiteegtelik gebore is, beteken dit nie, jy's nie 'n produk van die wil van God nie, van die Vader in die hemel nie. Hy smag net so na jou, as na enige iemand anders wat hier sit. Ons is almal aangeneem in sy familie, om die volheid te beleef, van al die voordele wat dit inhou, om deel te wees van daai familie, van God die Vader. Die dag toe ek en jou hom ontmoet het, het ons nuwe skepsels geword. Nuut. Hy vul net God kan elke vakuum, elke leemte, elke gaatjie in jou binneste vul, waar jy soms so leeg voel. Net hy kan dit doen. Die Gees van God sit die lewe van God in ons. Ons dra die natuur van God in ons. En dis waartoe ons toegang het. Daar's niks wat ons kan verhoed om die teenwoordigheid van die Here in te kom nie. Niks wat jy gedoen het, niks wat met jou gebeur het, niks wat aan jou gedoen is, niks nie, as jy in Christus is nie. Jy kan vrymoedigheid neem en jy kan vol selfvertroue toegang kry tot die genade van God in Jesus Christus. Enige tyd, enige plek. Jy kom nie in die Here se teenwoordigheid in deur lofprysingsmusiek nie. Jy kom in die teenwoordigheid van die Here in deur die bloed van Christus. Om 'n kind van God te wees, beteken dat jy toegang het tot die Vader. En dis wat gebed beteken. Ons het toegang. Gebruik ek en jy daai toegang? My Vader, gebruik ons dit? Gedurende die Amerikaanse burgeroorlog het 'n jong soldaat sy broer en sy pa verloor in die oorlog. En hy het besluit om Washington toe te gaan, na die president toe en om vrystelling te vra van die oorlog, sodat hy terug kan gaan plaas toe na sy ma en sy suster wat alleen geboer het op daai stadium. Toe hy in Washington aankom, het hy na die Withuis toe gegaan en toe hy by die hek kom, het die hekwag hom voorgekeer en hy het gesê ek wil graag die president sien en die hekwag het vir hom baie duidelik laat verstaan, daar's nie 'n manier hoe jy die president gaan sien nie. Hy's 'n baie belangrike en besige man. Hy het so eentjie daarvan die Withuis af, het hy in 'n park op 'n bankie gaan sit en 'n jong seentjie het by hom verbygestap en gaan stil staan en na hom toe gekom en vir hom gevra wat fout is. En hy het vir die jong seun vertel wat sy hartseer storie is en die seentjie het hom op 'n stadium gestop en vir hom gesê, maar ek kan jou help. En hy het die soldaat se hand gevat en hy het hom teruggestap na die Withuis toe. En dit het gelyk of die wag hulle nie sien nie, want hulle het net verbygestap. En hulle het by die deur gekom, in die Withuis ingestap, by die een generaal en die ander hoë rang offisier se kantoor verby. En die man kon nie verstaan, hierdie soldaat kon nie verstaan dat niemand hulle raak sien nie. Die soldaat het glad nie verstaan wat aangaan nie. Aanhou stap en later toe kom hulle voor die deur van die president se kantoor en die seun het nie eens geklop nie, hy het sommer net ingestap en met die soldaat aan die hand in sy
pa, president Abraham Lincoln, het agter die lesenaar gesit, saam met die staatssekretaris besig met die oorlogplanne op die tafel. En die president het opgekyk en hy het vir die seun gesê, hallo my seun, stel my voor aan jou vriend. Daddy, the soldier wants to speak to you. Die soldaat het sy saak gestel en hy het net daar en dan vrystelling gekry van militêre diensplig. Sien julle? Ons is daai soldaat. En Jesus is daar die seun. Dis hoe bevoorreg ons is. Waar ander nie toegelaat word nie, daar het ons toegang. Slegs mense met meriete kan die president sien. Jy moet die regte aanstelling hê, jy moet die regte rang hê of die regte kwalifikasies. Maar dis anders as 'n seun en 'n dogter. Jy het altyd toegang tot jou pa se kantoor. Maar dis nie die kantoor van 'n aardse president nie. Dis die troonkamer van Skepper God, die koning van almal. Ons het daai voorreg. 'n Voorreg wat, as ons eerlik moet wees met mekaar vandag, ons selde gebruik. As ons dit vergelyk met al die ander voorregte wat ons so graag gebruik, is dit 'n voorreg wat ons selde gebruik. As die Gees van God in hierdie hoek was, veronderstel die Gees van God was in hierdie hoek vanoggend en daar was 'n klomp rook en as jy daar sou instap, sou jy genesing kry en jy sou daar uitstap 'n nuwe mens. Daar's geen manier hoe ons die mense van Ermelo sou keer om hier na toe te kom nie. Die realiteit is dat daar 'n voorreg beskikbaar is vir elkeen van ons. Elke oomblik van elke dag 24/7. Omdat ons seuns en dogters is van die lewende God. Dis hoekom ons begin om te bid deur te sê ons Vader. Ons weet hy is ons Vader, maar kan jy vanoggend sê my Vader? Wanneer Jesus bid, praat hy altyd van die Vader, hy praat altyd van my Vader. Daar's een geleentheid waar hy dit nie doen nie, en dis toe hy aan die kruis gehang het, toe hy gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Hoekom het hy altyd sy gebede begin met my Vader, of ons Vader? Hy het dit gedoen as 'n voorbeeld vir ons, omdat ons dit kan doen, om vir ons te wys, dis die voorreg wat ons het. Hy wil iets doen in ons harte en in ons lewens wat gebed aanbetref. Persoonlik, gesamentlik, en soms is dit moeilik en soms is dit maklik. Soms is daar 'n aanvoelbare teenwoordigheid van die Here en ander kere nie. Julle kan vorentoe kom asseblief. En dis hoekom jy gedissiplineerd moet wees. Jy hou aan en aan om te bid en te bid. Want die Here hoor graag die stem van sy kinders wanneer hulle met hom praat. En as jy hier sit vandag en jy sukkel om te sê my Vader, dan glo ek wil glo vanoggend dat die Here vir jou wil sê, ek wil myself opnuut aan jou bekend maak. As jou Vader. Ek wil al jou idees en jou gedagtes en jou belewennisse van 'n afwesige Vader, of 'n besope Vader, of 'n beledigende Vader, of 'n afbreekende Vader, wil ek kom skoon was. En ek wil dit nietig verklaar. En ek wil dit kom vervang met die perfekte liefde van jou hemelse Vader. Die liefde van 'n Vader wat altyd toeganklik is, wat altyd beskikbaar is. En as dit jy is vanoggend,
En jy dra nog al hierdie bagasie saam met jou, dan weet ek die Here wil jou vrymaak vandag. Jy moet vergewe. Jy moet vergifnis gaan aanbied. Want dit is die dinge wat ons verhoed om in verhouding met die Here Jesus te lewe. Dis die dinge wat ons verhoed om te bid soms. As ons nie ons Vader werklik ken vir wie hy is nie, sal ons nooit die volheid daarvan verstaan nie. Want ons gebed begin met ons Vader. Soos wat Jesus ons geleer het. Die Here wil vir jou wys dat hy altyd toeganklik is. En hy wil jou laat ervaar dat hy jou Vader is. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. So kom vorentoe na die tyd en ons wil graag saam met jou bid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees. Amen.